Goeienaand almal. Dis weer tyd vir pypie stop en 'n verhaaltjie of twee. Ja, ek het nou môre is dit nou my laaste dag van skool gee. Teen 1:50 dan trek ek my klaskamer se deur toe. Dan het ek my innings gehad en dan het ek klas gegee en dan het ek my kans gehad om jong mense iets te leer van musiek, iets te leer van geskiedenis, maar hopelik die belangrikste, iets van menswees en iets van die lewe. Ja, en ek sal jok as ek sê dat ek nie emosioneel voel nie. Ek is reg om af te tree, maar 'n deel van my hart gaan agterbly by Nico Miller. 'n Mens raak lief vir die kinders. Al voel jy partykeer jy dring nie deur nie, al voel jy partykeer jy wil so 'n paar ouens 'n raps op die boude gee. Maar uiteindelik moet 'n mens gaan. En ek het nog 'n paar dingetjies wat ek wil doen. Maar dit sal nie maklik wees nie. Dit voel vir my ek berei my voor vir 'n amputasie van 'n groot deel van my lewe, waarmee ek groot geword het. My pa was in die onderwys. Universiteit toe, en universiteit is onderwys, jy is maar verknog gewees aan vakansies en kwartale. Die enigste verandering was die 2 jaar in die weermag, maar toe sit maar weer terug in die normale prosedures van skoolkwartale, skoolvakansies waarna ek vir soveel jare gewoond geraak het. In elk geval, maar laat ek nou nie te diep delf en te diep filosofeer hieroor nie. Ek het 'n wonderlike 2 dae gehad. Die kinders wou saam met my afgeneem word en ek het besef by myself, ja, mens misreken jou partykeer met jou die impak wat jou kinders het, en mens weet nie altyd waar jy staan met hulle nie, want hulle is nog te onvolwasse om wil ek amper sê, verbaal vir jou te sê oor hoe hulle voel oor jou onderrig wat jy of jou bydra tot hulle lewens. Maar as dit kom by die spontaniteit van meneer, ek wil graag saam met meneer afgeneem word. Meneer moet nou so maak en meneer moet sis doen. Ja, dan besef jy, okay, hier gebeur iets en nou verstaan jy het iets beteken. Want 'n kind sal nie saam met jou afgeneem wil word as jy vir hom 'n nuisance was nie. Maar in elk geval, ja, maar dit het my nou ver laat dink oor sê goed en kinders en ja, en ek het nou so 4, ekskuus laat ek nou so half gaperig is. Dit is 'n lang dag gewees, maar dit is 'n lekker dag gewees. Ek is baie gefotografeer saam met die oulike kindertjies wat so graag saam met die meneer wou wees. So as jy wil gaan kyk bietjie daar so op my Facebook. Daar sal jy van die foto's sien. In elk geval, maar ek het ver gedink. En ek het nou weer so 'n paar chakkeltjies uitgepak en dan dink aan sê goed van die jeug, van jong kinders. En hulle vertel daar so by Blue Lilies Bush, daar is 'n NG gemeente, daar se staan daar's 'n kerk en ek dink die gemeente Sandrift. En daar was 'n dominee gewees wat 'n vreeslike oulike wil ek op sy aanklank gehad het met die jeug, en dan het hulle altyd so hier relatief aan die begin van die erediens, dan het hulle nou so kindermoment. Kies toch.
En in die kindermoment, en dan is daar nou oor ietsie gepraat, en dan is daar nou ou lesie nou vir die kindertjies, nou vinnig en kort, maar die ma's en pa's moet ook nou maar die lesie luister, hulle het dit ook maar partykeer nodig. En toe het dit nou gegaan daaroor, 'n mens moenie vloek nie, mens mag nie lelik praat nie, dis sonde, liewe Jesus, hou nie daarvan nie, hy raak baie hartseer as ons dit doen. En ja, so is die storieetjie toe nou oorgedra. En toe, die jongetjies nou allemaal op pad is terug na hulle ma's en pa's se sitplek, waar mamma en papa nou wag. Toe het Kosie en Jannie, dis nou twee boetiekies, die oudste enetjie en die jonger enetjie, het hulle nou ook terug beweeg. Dus toe laat die jonger enetjie omdraai, en die dominee aan die toga gaan trek en sê, dominee, Pietie het gister gesê, hy het gister gesê, fuck it, daar in die kerk. In elk geval, en toe dink ek by myself, ja, ek dink dit was nou seker 'n lekker oomblik in die kerk, en die ys is gebreek, en ja, Pietie het gesê, fuck it. In elk geval, en dan is daar die ander verhaaltjie wat ek aan dink oor, wat vir my oorvertel is, dat dit die waarheid is. So was daar toe nou in professor by die Universiteit van Stellenbosch, by die teologiese skool, en hy het vir sy studente gesê, hoor jy, as jy kinderdiens hou, moet jy weet, 'n kinderdiens is jou moeilikste diens om te hou, want die kinders, jy vra 'n vraag en jy dink jy nou die vraag mooi gevra. Daai kleintjies, hulle kom met 'n antwoord voor 'n dag wat jy nie verwag nie, en jy kan dalk skaam raak oor die antwoord wat jy gaan kry. Dink mooi, wanneer jy voorberei, formuleer jou vrae baie mooi, dink wat 'n antwoord jy kan kry, maar skryf die vraag neer, dat jy dit lees eerder die vraag af, as wat jy onmiddellik raak jy uit die kop uit vra, en dan, ja, wees goed voorberei. En toe vertel hulle van die jong, skies toch, is 'n bietjie laat vandaan, van die jong predikantjie wat toe nog gekom het, in sy eerste gemeente, en hy moet toe 'n kinderdiens doen. In elk geval, so het hy nou verskriklik mooi voorberei, en man, dit gaan net 'n honkie doorheen. Dit gaan toe nou oor Adam en Eva. Foetig Adam was toe natuurlik nou verskriklik eensaam nadat hy gemaak is, en jy weet, daar is niemand om mee te praat nie, die man slaap alleen, en die tuin van Eden is groot, en God het toe nou natuurlik nou besluit, hy gaan nou vir Adam 'n maat maak. En die nag toe Adam nou slaap, word daar toe nou vir die maatjies vertel, toe het God gekom en 'n ribbebeen gevat, hier uit Adam se lyf uit, en hy het vir Eva geskape. En toe kom die predikant nou voor 'n dag met sy vrae, en hy vra toe vir hulle, nou maatjies, sê nou vir my, wat dink julle, het Adam toe hy nou wakker word, en hy kyk hier langs in my genade, hier lê Eva nou langs hom, hoe dink julle, wat het hy nou vir haar gevra, want dit is nou die eerste keer wat hy haar sien, en die handjies gaan op, en nee, hy het vir haar gevra, wat is jou naam, en hy het vir haar gevra, waar kom jy vandaan, en allerhande vragies, antwoordjies kom daartoe nou na vore, en net toe die predikant nou wil aangaan met die volgende deel van die verhaaltjie, of die vraagie wat wil vra, toe gaan daar so, gaan daar so 'n handjie op, en vir 'n oomblik dink hy aan wat die professor vir hom gesê het,
En hy dink, hy daarom nou die vraag het hy daarom nou redelijk mooi geformuleer. Die ou vraag, daar kan ons nou nie 'n fout kom nie. En hy vra toe nou vir die ou seentjie wat in sy hand opgesê, sê nou maar, die seentjie se naam was Jannie. Jannie, nou wat dink jy, het Adam gesê vir Eva? Nee, Dominee, ek dink hy het gesê, hier jou lekker ding. Ja, geval. Ja, ek sal nooit op 'n ander manier nou deesdae dink aan die verhaal van Adam en Eva met hierdie lekker ding hier so langs Adam nie. In elk geval, nou vandag het ek nou van die kollegas gepraat en ons praat so oor die kinders en snaakse goed wat party van hulle mee voor 'n dag gekom. Nou ons vorige skole was meneer Potgieter. Een liewe man, wat ek heilige respek voor het, verskriklik lekker met hom oor die weg gekom. Meneer Potgieter is 'n man wat geglo het, dat as jy gelukkig is met dit wat jy doen in jou privaatheid, dan is jy ook gelukkig in jou skool. En hy het my vreeslik aangemoedig om my konserte te gaan gee, maar partykeer 'n dag ekstra ook afgegee en so aan. Natuurlik, weliswaar moes ek verlof insit, maar daar was nooit nee nie, was altyd, dis net reg, gaan doen die konserte. Maar in elk geval toe hy nou aankom op Humansdorp, toe hy, skies toch, nou vanavond is ek baie vaak hoor. Toe kom hy nou aan met die 3 seentjies, hulle so op 'n ry, en die jongste een het toe nou op 'n stadium, so na 2-3 jaar, toe kom hy nou ook van Stilting af, laerskool in Stilting, hy vat toe nou graad 8 by Nikomeland. Maar hy is nou maar die jongste, en hy is nou ook nou maar die cheeky enetjie gewees, en wat, hy het gevra wat in sy gedagtes aangaan. En ja, van so het hy toe nou eendag gekom, en sy pa toe daar in die kantoor, en het nou daar gaan sit, en kyk, en vraag vir sy pa, vraag, en sê, wat is die, wat is daar, en al sulke goeders, en hy vra vir sy pa, nou vir wat ek klas gee pa nou klas? Nee, sê sy pa, nee, ek is skool hoor, ek het ander goed om te doen, maar ek gee nie klas nie. Nee, maar hoe kan het dan nou so wees? Nee, sê, dit is hoe dit werk. Die onderwysers gee klas, en hy wat nou skoolhof is, moet nou skoolhofverpligtinge nakom, maar hy gee nie klas nie. Ok, kyk sy pa so, en sê vir hom, nou wil pa nou vir my sê, pa sit net en verdien. Ja, maar ons het nou lekker gelag, pa wat nou sit en verdien, en niks doen nie, oorskynlik, niks doen nie, net sit en verdien. Maar in elk geval, en nou die ou laaste enetjie wat ek nou aan dink, my pa het vir my vertel, daar in Beaufortwesse daar, skys ook, ons het daar oom gewoon, oom Raymond. En ek weet wat oom Raymond se van was, maar oom Raymond het 'n seentjie gehad, sy naam was Morney. Nou Morney en my boetie was in so selfe jaar oud, hulle was altyd so 3 jaartjies oud. En een aand kom, of een laatmiddag, toe kom oom Raymond dan by pa toe, en hy sê vir hom, maar hy gaan die kinders veldfliek toe vat. Jy laai allemaal in die kar, dan gaan sit jy daar by die groot skerm daar in die veld, en kry die kar in posisie, en luidspreker in, en dan gaan hulle nou fliek kyk. My pa sê oom Raymond, is jy seker jy wil dit doen? Ja, nee, so, hy vat nou vir boetie en sissie, my boetie en sissie saam, sissie is nou so 4 jaartjies ouer, en Jan is dan nou so 3,5, en dan is hy nou Morneytjie is in, en dan sommer nou so, die Elsies hier langsaan, die het hy ook gevat, en dit is so allemaal so op 'n streep, en die kar vol kinders, my pa sê, hy sê vir hom, Raymond, jy is vinniger terug, hier by hierdie plek as wat jy dink, jy sien nou kaas met baie dinge, maar ek sê nou vir jou,
jy moet nou net verwag, dit gaan nie loop soos wat jy dink nie. Nee, Cassie nie, dit is, die saak is reg, nee, moet nie worry nie, ek gaan die kinders vat. My pa sê, gaan die met kar, sien dit stof staan, hulle gaan nou veldvlieg doen. Was dan seker so 'n halfuur, 3 kwartier later, hier kom oom Raymond terug, en dit skree en huil, laai die kinders af. Nou probeer my pa agter die kap van die bou kom, hy sê, maar in elk geval, dankie Raymond, die saak is reg, ek sal, moenie worry nie, ek sal troos hier, so, nou is broertjie Jan, hy is so 3,5, nou vra pa vir hom. Nou sê vir papa wat het gebeur. Hoekom huil papa se kind? Morney het teruggeslaan. Morney mag net nie terugslaan nie by want toe weet my pa. Nee, ons weet wie is die skuldige in hierdie saak, maar in elk geval. Ja, ek het baie daar by myself gedink. As 'n mens so kinders groot maak, dan moet jy hare seker op jou tande hê, jy moet die wysheid van Salomo hê, jy moet Job se geduld hê, en soos die een oom van my pa gesê het, jong, as jy wil kinders hê, dan moet jy kan beklei. Nou ja, so ek weet nou nie van daai een nie, maar dit is dalk nog nie so ver verkeerd nie. Maar in elk geval, so, ja, vanmôre maak ek klaar, en dan is dit nog net eksamen, en werk, en dan breek ek vakansie aan, binne die volgende 4 weke, dan is ek klaar, dan tree ek af. En almal sê vir my, jy gaan aanpas, jy moet onthou vir die eerste 3 maande moet jy jou kans gee, want jy gaan opstaan, of jy gaan vroeg wakker word, soos wat jy altyd, jy moet nou in 'n nuwe mode ingaan, so jy moet nou geleidelik, sal jy in beweeg, en al hoe later en later begin slaap, en jy gaan dalk wakker skrik, en besef jy moet by die skool wees, en jy hoef nie daar te wees nie. Maar ja, ons sal kyk hoe dit gaan. Ek sê weer, ek sien uit na die aftrede, ek het allerlei projekte wat ek wil doen, maar ek dink nie, ek is regtig emosioneel reg om totsiens te sê nie. Maar nou moet ek nou maar net emosioneel reg kom om totsiens te sê. En ek sien daarna uit om tyd saam met my vrou, my kind deur te bring. Ek sien daarna uit om nuwe vriende te maak. Want jy weet, die onderwys, skool, buitemuurse aktiwiteite, en dan is ek nou maar baie betrokke by die kerk gewees met my orgelspel, en huis, alles vat baie tyd, so mens skep maar jou huishouding maar af, so ek wil graag aandag gee aan vroukie, en dinge saam met seun doen, en soos ek sê, ek wil ook graag die dinge wat ek, my stokperdjies, wat ek musiek, ek wil graag musiekkonserte gee, daar is 2 geleenthede in Pretoria wat kom, nou binnekort, en dan gaan ek nou maar soek, gaan vriende soek, ek het 'n paar ou mensies wat ek graag wil besoek, en ek het by CrossFit aangesluit, is heerlik daar, en ek het daar so nou begin vriende maak, en ek sien daarna uit om bietjie net te ontspanne, en net saam met mense te kuier, en te gesels, en die vrye tyd te geniet wat daar is, en dan natuurlik, die groot trek, ons trek nou in oupa se huis in, en en dan die weggooi van al die opgaarsels, jy weet, ek en my vrou is mos nou maar soos kraaie, alles huis toe gedra, en ek besef nou, baie van hierdie goed is nou al vir 20, 25, 30 jaar in bokse, dit sal nou nogal 'n ontdekkingstog wees, om bokse oop te maak, en te kyk, wat is daarin? Maar ja, so, dit is nou, hoe die dinge loop, so môre vir ou Lars.
klas gee. 7 periodes. So ek tel nie noodwendig die nagte nie, maar ek tel die periodes. En nie omdat ek wil nie, maar dit is nou hoe dit werk. Omdat ek miskien bang is vir die afskeid. Ja. Nou ja toe. Julle moet lekker slaap, en as alles mooi loop, dan het ons volgende keer 'n minder melankoliese aanbieding. Maar ja. Cheers.